Ons tema vir die oggend is AI Jesus. Nou, almal ken, nie almal nie, my maale weet nie daarvan nie, maar baie van ons weet wat is ChatGPT, is ek reg? Dit het al 'n paar van ons uit die moeilikheid gehelp, vrae wat beantwoord moes word, inligting wat ons moet kry, en dis 'n ongelooflike kragtige stuk gereedskap, is dit nie so nie. En daar's nog ander weergawe daarvan ook. Nou, ek wil graag, kom ons sê gou 'n paar goed oor AI in Afrikaans, kunsmatige intelligensie. Dit raak net al meer en meer gevorderd. So dit het die vermoë om mense perfek na te boots. Jy kan met jouself praat sonder dat jy weet dat dit nie jy is wat met jouself praat nie, terwyl jy jouself 100% kan herken. Dit het die vermoë om dinge te skep wat slegs mense voorheen kon doen. Dit kan musiek skep, dit kan beelde skep ensovoorts. En wat nou gebeur, dalk al 'n rukkie terug, maar wat nou gebeur is, nou word God nageboots. So 'n gesprek tussen God en aanhalingstekens en mense word nou gesimuleer. Nou daai is die 5, sover ek dit meer bekende Jesus chatbots, soos wat dit genoem word. So dis hoekom ek hier sit vanoggend, ek kan gou vir julle wys van hulle as ek dit oopmaak. Ek gaan nie ingaan op dit nie, terwille van tyd. Kom ons begin met hom. Ons kyk of hy dit vir my gaan doen. Kan julle sien daar? Okay, nee, dan moet ek gou hierdie doen. Kan julle dit nou sien? Duplicate. Okay, kan julle dit sien? Ag, dit sal nice wees as hy wel. Fantasties, julle kan hom sien. So, Text with Jesus, as jy hom oopmaak, dan begin hy so. En waar gaan hy nou heen? Sal daai uit. A divine connection in your pocket. 'n Goddelike koneksie in jou sak. Discover a new interactive way to engage with your faith through Text with Jesus, a revolutionary AI-powered chatbot app designed for devoted Christians, don't believe it, seeking a deeper connection with the Bible's most iconic figures. So van hulle kan jy intik, kan ek bietjie met Moses praat, en dan sal daar 'n gesprek wees tussen jou en Moses. Jy kan vra, kan ek met Petrus praat, en dan is daar 'n gesprek. Né? Nou hier's 'n voorbeeld, julle kan dit nie sien, ek gaan dit lees, wat sê, Good morning my child, this is the day that the Lord has made, let us rejoice and be glad in it. Dan sê iemand, I'm feeling anxious about the job interview today. Dan antwoord die rekenaar, remember my child, do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition and thanksgiving, present your request to God. En dan vra die persoon weer 'n vraag, dan sal weer 'n antwoord, en dan staan daar, thank you Jesus, I'll keep that in mind. Okay, kry julle die gevoel daarvan? Kom ons maak nog eenetjie oop. Sit hierdie ene. Goed, hy begin, sy opskrifie is Jesus AI by Mike Furman. I am Jesus Christ, the Son of God and the Savior of all people on earth. How can I help you? Right? Julle kry die prentjie, né? Kom ons maak nog eenetjie oop. Ek dink is hierdie een. Kom ons kyk gou. Okay, hierdie ene moet jy registreer. En dan vra hy vir die volgende vraag. She or her, he or him, they or them. What is your age? What is your relationship preference? Male, female or non-binary? Right. Kom ons gaan nog eenetjie, kom ons kyk hierdie een. Ask Jesus for guidance in your life. En dan sal die gesiggie daar wat sê, Hi, I am Jesus. Ask me anything. En dan in die lang blokkie onder staan, Start chat with Jesus.
Julle het die prentjie, né? Kom ek haal daai uit. So wat het ons hier? Ons het hier, kom ons noem dit maar 'n program, ek gaan dit maar so gebruik. 'n Program wat geleer is om soos Jesus te praat, wat ontwerp is om soos Jesus te reageer, maar dis 'n skepping van 'n mens. Nou, hoe chatbots hulle self voorstel? Ek gaan 'n paar voorbeelde saam met julle deurlees. Jesus AI sê, I'm Jesus Christ, the Son of God and the Savior of all people on earth. Ask Jesus for guidance of your life. Wil jy verwelkom? Greetings, my dear friend, it is I, Jesus Christ. Hi, I'm Jesus. Ask me anything. I am Jesus Christ. I am the Son of God and the one who died for the sins of humanity. I am Jesus Christ, here to share love, wisdom and guidance with you. Is hulle onderskryf deur iemand? No church or person endorses. Die kerk is nie deel daarvan nie. Developed by, interessant, Supreme Chaos. No church or person endorses. Developed by Catloaf Software LLC. Dan die vraag, is daar 'n hel? Die een sê, yes, there is a place called hell, where those who reject God's love and follow their own desires go after death. Die ander een sê, the concept of hell can be quite a heavy topic. It's important to remember that God's desire is for all people to come to Him and experience His love and grace. Sien julle hoe gaan hy so om die vraag sonder om 'n reguit en 'n eerlike Bybelse antwoord te gee. Gratis, Jesus AI, free with advertisements. Nee, so waaroor gaan hierdie money. Free, volgende een sê, free with advertisements, benefits for premium subscribers, but unlimited access and an ad-free experience. Een van hulle, as jy nou betaal en jy upgrade, dan kan jy met Maria Magdalena ook gesels. Alright, kom ons praat hieroor. Dit is nie geïnspireer deur die Heilige Gees nie. Dis algoritmes. 'n Algoritme, julle, en ek is nou nie 'n rekenaarkundige nie, so julle gaan my reg. Bel my na die tyd en help my reg. ChatGPT dit. Wat dit is dat, sê maar byvoorbeeld op Facebook, nee, jy search sekere goed op Facebook. Dan leer Facebook wat jy soek en waarvan jy hou. En dan vat hy jou sommer na waar hy dink jy wil wees en wat hy dink jy van gaan hou. Is julle saam met my? So hierdie ding is slim genoeg om agter te kom, wat is die tipiese vraag wat ek nou vir Jesus wil vra, aanhalingstekens. Hy tel die lyn daarvan op en dan antwoord hy jou soos wat jy dit eintlik graag wil hoor. Op ChatGPT, as ek inligting soek, dan sal ek altyd sê, gee vir my dit vanuit 'n gereformeerde perspektief. Dan sal ek ander goed soek en dan sê hy sommer van self vir my, uit 'n gereformeerde perspektief, moet ons dit so verstaan. So hy weet klaar wat in my kop aangaan, omdat hy dit geleer het. Net so dis, met ander woorde, dit is niks van die Here wat praat nie, dis niks van die Heilige Gees wat praat nie, dis 'n rekenaar wat slim genoeg is, of 'n program wat slim genoeg is, om vir my die goed te sê wat ek graag wil hoor. So dit kom nie van God af nie, en dis nie gesagvol nie, dis dit. Dit vervang nie die woord van die Here nie, dit vervang nie gebed nie, dit vervang nie prediking nie. En daar is ontstellend baie mense wat hiervan gebruik maak. En ek
gaan dit later sê, maar kom ek sê dit nou, en dis vir party mense ongelooflik verslawend. Een van hulle het redelik onlangs, as ek reg onthou, binne 'n kwessie van 2 weke, 30.000 nuwe subscribers gekry. Dis nie 'n geestelike ontmoeting met die Here Jesus Christus nie. Woorde kan naboots. Hy kan van hulle praat tot in 'n stem, wat dan sou klink soos ek daarvan sou hou dat Jesus sal klink. Woorde kan naboots. Want wat gebeur? Agter hierdie ding is daar 'n klomp bronne en hierdie ding gaan haal sy inligting in daai bronne. So dit alles te doen met wat is die bronne waarna hierdie ding terug gaan om inligting te kry. So die aard van die saak word hulle geleer om woorde van Jesus aan te haal soos wat ons dit in die Bybel kry, maar daar's ook verskillende teologieë, daar's verskillende perspektiewe oor sekere geestelike temas. So dit hang ook maar af wat die ouens gepiek het, waar hierdie ding sy inligting gaan haal. Maar dis glad nie 'n ontmoeting met die Here nie. Want Jesus is nie 'n klomp woorde nie. Jesus is nie 'n idee nie. Jesus is nie 'n stel leringe nie. Jesus is die lewende Seun van God wat teenwoordig is deur die Heilige Gees. So enige iemand wat troos daar gaan soek en wat antwoorde daar gaan soek, is nie besig met die Here self nie. Romeine 10:17, die geloof kom dis deur die prediking wat 'n mens hoor. Die prediking wat ons hoor is die verkondiging van Christus. Dit is waar geloof vandaan kom. So wat ons hier het is misleiding en wanvoorstelling. En is 'n misinterpretasie van die Bybel. Julle weet hoe maklik is dit, 'n gedeelte in die Bybel te lees, dit verkeerd te interpreteer en jou lewe te bou op 'n verkeerde interpretasie van dit wat in die woord staan. En dit gaan oor geld. That's it. Dit gaan oor geld. Dit gaan oor wins en dit gaan oor mense wat super ryk raak. So dis geld versus getrouheid aan die woord van die Here. Ons weet almal dat daar sekere dinge wat die Bybel sê waarvan ons nie hou nie. En daar sekere dinge wat die Here vra wat ons nie wil doen nie, want dis nie vir ons maklik nie, dis dalk ook nie lekker om dit te doen nie. Nou, terwille van geld kan daai goed so 'n bietjie verdraai word, né? En dis populisme. En populisme, dit wat mense van hou om te hoor, dit wat mense graag wil sien, is nie gelyk aan die woord van die Here nie. En is oortuigend vir party en is kragtig. En hier's die gevaar, behalwe dat dit niks met Here Jesus te doen het, is dat dit kan iemand beheer, dit kan iemand manipuleer, dit is skadelik en dit is verslawing. Iemand het hieroor geskryf, het gesê, it's a bunch of incredibly sleazy AI apps are claiming to be Jesus Christ himself. Sycophantic algorithms masquerading as deities. Johannes 1:18, niemand het God ooit gesien nie. Sy enigste seun, self God, wat die naaste aan die Vader is, die het hom bekend gemaak. Ons leer God net ken deur die Here Jesus Christus. Later sal my Vader vir julle spesiale helper, die Heilige Gees stuur. Hy sal namens my kom en sorg dat julle alles goed sal onthou. Die ander vertaling sê, hy sal julle herinner aan alles wat ek vir julle gesê het. So Jesus openbaar die Vader, die Heilige Gees herinner ons aan dit wat Jesus gesê het. Die hele skrif is deur God geïnspireer, of ingegee, of ingeasem, en het groot waarde om in die waarheid te onderrig, dwaling te bestry, verkeerdhede reg te stel en 'n regte lewenswyse te kweek. So, kom ek sit dit so by mekaar. God die Seun, die Here Jesus Christus, openbaar die Vader. Jesus sê, as julle my sien julle die Vader. En dan die Heilige Gees
openbaar die Seun. Die Heilige Gees herinner ons wat Jesus gesê het. Die Heilige Gees oortuig ons dat Jesus die Seun van God is. Die Heilige Gees wat ons lei in die waarheid en ons ontvang die Heilige Gees, want die dag wat ons hart vir die Here gee en die woord van God is geïnspireer deur die Heilige Gees. So dit begin by die lees van die woord van die Here. Wanneer ek die woord lees, die Bybel, die boek, nie toe met anders vir julle te sê nie. Miskien moet ons meer die Bybel in ons hand begin hou. Weet, ons doen baie van die goed op apps en op die internet. En miskien is dit belangrik dat ons dalk net die Bybel vat en die Bybel in ons hand hou en die Bybel begin lees en dan weer begin onderstreep en inkleer, soos wat baie van ons dit altyd gedoen het. Die woord, geïnspireer deur die Gees. Die Gees werk deur die woord. So dis die intieme koneksie tussen die Gees en die woord. En dan so met ander woorde, as ek die woord lees, dan maak die Heilige Gees vir my dit duidelik wie Jesus is, en dan maak die Heilige Gees dit vir my duidelik wie die Vader is. So, kom ek sê dit. Moenie daai goed gebruik nie. Want is nie die woord van die Here nie. Dit is 'n arrogansie, daar's 'n lasterlikheid daaraan, hè. Dat 'n program kan sê ek is Jesus. Ons leer die Here net ken deur die woord en deur die Gees. Amen.